Tik aan jou buurman en sê vir hom kom oor jouself. Nou ek het die laaste paar weke het ek met u gesels oor hierdie tema kom oor jouself. En vandag gaan ek begin met 'n nuwe reeks, maar dit val nog onder dieselfde kategorie. So ons het gesels oor kom oor jouself en nou gaan ons begin gesels oor kom oor jou beursie. Nou voordat ek met hierdie boodskap gaan begin, is daar 'n paar dinge wat ek baie duidelik wil maak vir jou. Nommer 1, ek gaan nie skimp vir meer geld nie. Ek gaan jou ook nie probeer manipuleer of oortuig om meer te gee nie. Ek gaan nie die Bybel verdraai sodat jy meer sal gee nie. Ek gaan beslis nie vir jou rykdom beloof nie. En dan laastens, ek gaan jou nie onder die wet bring nie. Ek wil dit ook baie duidelik stel vandag, my broeder en suster, jy is 'n kampioen. Ek sal vir julle terugkoop, hoor. Dankie. Ek wil dit baie duidelik stel vir u vandag en ek sê dit as prins. Ek het nie 'n idee van wie wat gee in hierdie gemeente nie. Ons tesourier sit daar. Ek kyk as prins nie na wie gee wat nie. Ek weet nie wie bedra EFT en wat dit is nie, I don't know. En ek doen dit as prins sodat as ek hier staan, ek met integriteit met jou kan praat en nie op die mense wat wel of is se tone moet trap nie. Ek wil ook, en ek gaan nou met die boodskap begin, maar ek wil net so 'n paar reëls vir jou neerlê. Ek wil ook vir julle sê, my broeder en suster, ek is oor die algemeen elke keer wat ek moet preek verskriklik op my sene wees, maar vandag is ek regtig op my sene wees. Want die oomblik wat 'n ou oor geld begin praat, dan raak mense vir jou kwaad. En ek wil hê u moet my hart hoor. Hierdie gaan oor Bybelse beginsels. Daarom het ek daai beloftes vir jou aan die begin gemaak. Ek gaan jou nie probeer manipuleer nie. Moenie na vandag se boodskap luister en dink jy het alles gehoor nie. Ek gaan oor 'n paar weke gaan ek vir jou Bybelse beginsels leer omtrent geld, wat baie belangrik is. Ek wil dit ook baie duidelik stel dat vandag gaan ek 'n boodskap bring wat nie hierdie gemeente of die AGS se beleid is nie. Stiekwoord nie, ek gaan nie kom met valse goed nie, okay. Maar ek gaan vir jou iets wys. Maar dit is nie wat ons van jou verwag nie. Ek probeer vir jou 'n prentjie te skets. Is u met my? So ek wil hê dat jy dit asseblief moet weet vandag, dat ek is regtig nie hier om jou te manipuleer nie. Ek is nie hier om te skimp vir meer geld nie. Ek wil hê dat jy moet weet hoe om met geld te werk, want dit is baie belangrik. En die rede hoekom ek dit eers sê is dat in die kerkwêreld vandag ongelukkig is daar hierdie voorspoed leer, hierdie prosperity gospel, wat vir mense beloof dat as jy R100 gee, kry jy R1000 terug en almal gaan miljonêers word. En luister, baie van julle kan nie eers met die 20.000 werk wat jy het nie. So die Here gaan nie vir jou 20 miljoen gee nie. Want as jy daai geld moet kry, gaan ons jou heel moontlik nooit weer sien nie of iewers op 'n straathoek optel. So ek wil asseblief hê jy moet my hart hoor. Ek glo, ek hoop dat die van julle wat my daarom nou al 'n bietjie ken, weet. Ek hoop regtig jy weet dit. Ek is lief vir die woord van die Here. Ek glo in die integriteit van die woord van die Here. Maar ek glo ook dat Jesus het 'n baie duur prys betaal sodat ons daai boek in ons hande mag hê en ons moet dit met integriteit hanteer. So asseblief weet, ek gaan jou nie manipuleer nie, maar luister na al die boodskappe. Kan ons daai ooreenkoms maak met mekaar? Alright. So vandag
is my eerste deel in hierdie boodskap is getiteld 'n vrygewige hart. Nou hier is 'n paar dingetjies aangaande geld wat ons moet vasmaak. Nommer 1, God besit alles. Nommer 2, nou ons jong mense, vandag se jong mense hou nie van hierdie een nie. Maar baie mense kom ek agterhou nie van hierdie een nie. Nommer 2, werk hard. Van julle het nie, want jy wil nie werk nie. My pa het altyd vir my gesê, seun, as jy nie vanaand moeg is, het jy nie hard genoeg gewerk nie. Werk hard. Nommer 3, wees 'n goeie rentmeester. So hou op om geld te spandeer wat jy nie het nie, om mense te beïndruk waarvan jy nie eers hou nie. Dan die volgende stelling is budget. En al hierdie goed wat ek vir jou gee, is Bybelse beginsels. En dan laastens, almal het iets om te gee. En hierdie stelling wat ek maak, dat almal het iets om te gee, is 'n baie belangrike stelling. For some people it might be 10,000 rand, and for others it might be 5 cents. But the amount is not what is important, but the fact that you actually give is important. And another important truth that I had mentioned earlier is that everything belongs to God. So we're going to start with a statement that Paul makes in 2 Corinthians 9:9. Paul says, as it is written, he has distributed freely, he has given to the poor, his righteousness endures forever. Paul is quoting Psalms 112 verses 9. And he uses the phrase distributed freely. That word could also be translated as dispersed abroad, scattered freely, scattered widely, generously given, scatters everywhere. The verb, which is translated as scattered, is a deliberate, extravagant connectation. So met ander woorde wat Paulus vir ons sê, en ek sal skoonmaak na die tyd, maar as julle my sal help asseblief. Ek sal skoonmaak, maar as jy my net sal help. So wat Paulus hierso sê, hy sê dat God het vrylik gegee vir almal. So God het nie 'n sakkie gevat en saaitjies afgetel en gesê, right, vir oom Lukas gee ek 4 en vir Natalie net 1, want wragtig die vet weet. Nee, dis nie wat God gedoen het nie. Wanneer hy sê dat God het vrygewig gegee, dan sê hy dat God het sy saad oral gesaai, vir wie ook al wil hê, het hy gesê, daar is saad. Vrylik gesaai. En hy doen dit op 'n extravagant manier, op 'n buitensporige groot manier. Ag, moenie dat hierdie waarheid by die een oor ingaan en die ander oor uitgaan nie. God het alles gegee vir almal. This is like a sower flinging seed broadly rather than carefully counting out grains. So Paul says in 2 Corinthians 9:9, he says that God does this and his righteousness endures forever. And there is a really big truth in this, which we will explore in this service.
But in biblical terms, and this is very important, in biblical terms, you cannot count yourself as a righteous man and be stingy. Jy kan nie jouself ag as 'n regverdige man en suinig wees nie. In Bybelse terme, righteousness and generosity go hand in hand. Therefore, God's righteousness is shown in His generous scattering of seed. This plainly means that God gave something for everyone, but He didn't count what He gave. He scattered the seeds into your life. And again, I say this is a very important truth to realize, because this explains the next verse, verse 10. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Wat Paulus hierso doen, is hy verbind Psalm 112 met Jesaja 55, wat sê, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitsprik en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. Met ander woorde, hy sê dat God het vrylik gegee. Nou hier is so twee goedjies wat ek dink ons op moet let. En hierdie is 'n belangrike punt, en ongelukkig is hierdie een van daai bumper sticker slogans. Wat bedoel ek daarby? Ek bedoel dis een van daai goed wat ons almal iewers het, maar nie een van ons glo dit nie. Nie so hard amen nie, ek sukkel met my stem. Nommer 1, God is jou bron en nie jou eie hulpbronne nie. Net soos wat God die reën en die sneeu gee, net so is God die een wie vir jou die saad gegee het. Dit is nie iets wat van jou afkom nie. So wat die Heilige Gees hier vir ons leer, is God is die een wie die saad uitgestrooi het, en die saad word gegee vanuit 'n onuitputbare bron. Met ander woorde, die saad wat deur jou hande vloei, kom van God af, maar die saad wat deur jou hande vloei, hoor mooi, kan nie ophou nie. Want dit kom van God af, nie van jou eie hulpbronne nie. So wat ons hier leer, is dat 'n persoon wie vrygewig is, neem deel aan die voorsieningsketting. Met ander woorde, God gee vir jou, kom hier so my mooi vrou, gou maak hoor, die son trek water. Vir al die besoekers, dis net grappies hoor, voordat ek weer hoor ek mishandel my vrou. God gee vir jou, jy gaan gee vir wie jy wil. Gou maak. Gee sommer alles. Gee sommer alles. Alles. Maak gou, is alles klaar? Is dit klaar? Nee, dit kan nie klaar wees nie, want dit is 'n onuitputbare bron. Dis heilige saad daai, hoor, dit was in my hande. Sien jy die prentjie hierso? Jy raak deel van die voorsieningsketting, want die saad kom nie vanuit jou beursie uit nie, dit kom vanuit 'n onuitputbare bron. Stick with me here. Moenie die reëls aan die begin vergeet nie.
Die saad kan nie ophou nie. 'n Persoon wie 'n saaier is, gee nie vanuit sy eie hulpbron nie en sy vertroue is nie in sy salaris nie, maar in die feit dat die saad van God nooit uitgeput kan raak nie. Daarom gee die saaier want hy is deel van die voorsieningsketting. Die tweede een, nou moet jy mooi luister, want nou praat ek van vermeerdering. Die vermeerdering wat beloof is en wat vir ons beloof word, is die vermeerdering van geregtigheid. Let op die woordspeling wat Paulus hier gebruik. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder. Wat is dit? En die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Die oes wat opkom is nie noodwendig. Ek sê nie nooit nie. Ek sê noodwendig. Die oes wat opkom is nie noodwendig materiële dinge nie, maar eerder 'n vermeerdering van geregtigheid. Met ander woorde, dit wat gaan opkom is die vrug van 'n regverdige karakter en die uitwerking daarvan. Met ander woorde, hoe meer jy gee, hoe regverdiger raak jy. Jy koop nie regverdigheid nie. Jy word meer regverdig. Wat bedoel ek by dit? Want hoe meer jy gee, hoe meer raak jy dankbaar. Jy raak meer dankbaar, want jy begin te besef die saad hou nooit op nie. So jy raak meer dankbaar en dan dank jy God vir dit wat jy het. Oom Tini Kronee het hierdie pragtige ding een keer vir my gesê, en ek dink ons moet dit werklik begin leer in die kerkwêreld. En dan gaan dit sê net soos wat hy dit gesê het, God will supply your every need, not your every greed. Ons sal baie keer sê, die psalms gaan quoteer, ons like dit om goed buite konteks te quoteer. En dan sal ons sê, Here, U het gesê, gee my die begeertes van my hart. Hoe ouer ek word, hoe meer dank ek God, dat hy dit nie gedoen het nie. Want my hart is 'n bose ding. Ek weet joune is perfek, maar myne begeer party dae goed wat hy nie moet nie. Paulus wys vir ons dat die regverdigheid wat vermeerder is dankbaarheid en geregtigheid hiervan vers, kom ons lees net weer vers 10. Hy sê, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegginge aan God. Nou ek wil hê jy moet hier oplet, want ons gaan so bietjie hieroor begin gesels nou, dat hy sê tog daar, dat dit wat jy doen, voorsien aan die behoeftes van die heiliges. Sien jy dit? Hou dit in gedagte. So hier is die groot beginsel, die nommer 1 beginsel van saai en maai, is jy gee en dan raak jy meer regverdig in jou dankbaarheid en danksegging. Met ander woorde, jy raak opreg dankbaar vir dit wat God vir jou doen. En ek dink ons kort bietjie dankbare mense. Tik aan jou buurman as hy praat nou veral met jou. As jou buurman groter is as jy, los hom uit asseblief. Ek kan nie mediese onkoste opdra nie.
Paulus beloof nie vir ons finansiële voorspoed nie. Hy vestig 'n teologiese grondslag van vrygewigheid. En hier is wat hy vir ons begin neerlê as 'n fondasie. Dit is God wie voorsien in die behoeftes van die gewer. Kom ons los dit eers daar. Die gewer se vrygewigheid spruit uit 'n vertroue op God se voortdurende voorsiening. Met ander woorde, ek is dankbaar dat ek kan gee, al is dit die laaste R200 in my beursie. Want ek is deel van die voorsieningsketting. En ek sê nie, hier gee net luklaag weg nie. Onthou wat ek vir jou sê, hierdie gaan 'n paar boodskappe wees. Maar ons praat nou oor 'n vrygewige hart. Ek gee, al het ek nie om te gee nie, want ek is deel van die voorsieningsketting en die saad wat aan my gegee word, kan dalk fisies opraak, maar dit kan nooit werklik opraak nie, want dit kom van God af. Die vrygewige gewer vrees nie tekort nie, want sy bron is onuitputbaar. En laastens, die oes is geregtigheid wat verdere vrug dra van danksegging, voorsiening vir ander en eer aan God. So, die nommer 1 beginsel van gee in die Bybel is die beginsel van vrygewigheid. In Matteus 6 praat Jesus oor geld. En julle almal ken die gedeelte wat hy daarvan praat, maar dan kom hy hier in die middel, dis nou daai gedeelte van wat hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak in die hemel nie, op aarde nie, want jy weet, daar is diewe en daar's roes en sharks ondersteuners en allerlei sulke delglike dinge. Hy sê, maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Julle ken dit, nê? Maar dan en dan die laaste versie ken julle ook wat hy sê, want jy kan nie 2 here dien nie, jy kan nie God en Mammon dien nie. So hy praat oor geld en in die middel van hierdie 2 goed, dan maak hy 'n stelling wat nie sin maak nie. Die stelling wat hy maak, is die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig dan donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Luister, ons kan nou so geestelik raak as wat ons wil, dit maak nie sin nie. Want hy praat oor geld, en dan praat hy oor geld, en dan sê as jou oog donker is jy in die moeilikheid. So almal wat brein oë het, sorry. Wat Jesus hier doen, is dat Jesus gebruik 'n Joodse idioom. Onthou die konteks hierso. Geld, aan die einde geld, en in die middel 'n donker oog. So Jesus praat hierso van, in Engels praat hy van 'n bad eye. Other translations speak of an evil eye. And this is an Old Testament Jewish idiom. Here is what it says in Deuteronomy 15 verses 9. Beware that there is not a thought in your wicked heart, saying, the 7th year, the year of release is at hand, and your eye may be evil against your poor brother. Proverbs 23:6. Do not eat the bread of him who has an evil eye. Proverbs 28:22. He who hastens to be rich has an evil eye. So we see a dark eye and we see an eye full of light. So what this means is that a person who has an eye full of light is a generous person who gives where and when he can. A person who has a dark eye is a
stingy person, 'n synige mens wat net agter geld aan hardloop om homself te verryk. His heart is set on wealth and not on God. En ek wil hê jy moet my mooi verstaan, daar's niks fout met rykdom nie. Probeer soveel geld te kry as wat jy moontlik kan. Die probleem is nie jy wat geld het nie, die probleem is geld wat jou het. Calvin, who is one of the world's greatest theologians, said, "A sound eye is one wholly fixed on God. A diseased eye is one turned towards self-interest and worldly gain, which corrupts the light that should direct one's whole heart." Matthew Henry comments on these verses and he says, "Evil eye is an envious, grudgy, money-loving disposition." Die persoon met 'n donker oog is 'n persoon wat synig is en nie vrygewig is nie. So die les wat Jesus hier vir ons leer is dat ons vrygewige mense moet wees. Vrygewigheid is die beginsel van gee. En God verwag van my en van jou om vrygewig te wees. Nou hoor mooi, ek het dit aan die begin gesê. In Bybelse terme kan jy nie jouself as 'n regverdige persoon ag as jy synig is nie. En ek wil dit gou-gou sê, want ryk mense kry altyd 'n bad rap. Al die ryk mense, ek stuur my bankbesonderhede vir julle. Ek staan nou op vir julle. Dis 'n grappie, voordat ek weer hoor ek skim vir geld. Maar ek het in my lewe agterkom van die synigste mense op hierdie aarde is die mense wat niks het nie. En in ons land, en ek verstaan dat daar mense wat dit nodig is, maar in ons land is een van die grootste probleme wat met ons land gebeur het, is SASSA. Mense van 20 jaar oud wat op SASSA sit, want hy het een keer sy pinkie gestamp. Gaan werk, jou luiaard. En dan wil hulle nie gee nie, maar hulle het niks. Hy sê, jy moet nie naby kom sit. Jou pa gaan pak slaag kry vandag. Vrygewigheid en regverdigheid loop hand aan hand in die Bybel. Kom ek wys dit vir jou, na's verskriklik baie verse. Psalm 37 vers 5. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien nie, of dat sy nageslag brood soek nie. Die hele dag is hy vrygewig. Sien jy dit? En tot sy nageslag is 'n seun. Regverdigheid en vrygewigheid loop hand aan hand. Nou, is almal met my tot dusver. Ons moet vrygewig wees. Moenie nou aan jou buurman vat nie, vat aan jouself. En dan sê jy, Here, verander my hart. Nee, moenie vir my kyk nie. Vat aan jou hart, tensy jy so perfek is, en dan sê, want ek het hierdie week, terwyl ek aan hierdie boodskap werk, het keer op keer gesê, Here, verander my. Ek wil hê jy moet nou mooi, jou ore moet nou spits. Die Hebreëse woord vir 'n regverdige persoon is die woord tzadik. Die Hebreëse woord vir 'n vrygewige persoon is tzedakah. Hand aan hand. Inteendeel, die finansiële stelsel wat God, en ons gaan nou daarna kyk, die finansiële stelsel wat God vir die Jode gegee het, die naam van daai stelsel is tzedakah. Die Jode se finansiële stelsel beteken vrygewig.
En laat ons nou maar sê van daai klomp wat ons wil. Hulle het geld, pappa. So ek wil hê ons moet nou 'n bietjie gaan kyk hierna. Ek wil dit baie duidelik stel. Ek bring jou nie onder 'n wet nie. Wat ek nou vir jou gaan wys, sê ek ook nie dis hoe jy moet gee nie. Ek wys vir jou 'n stelsel wat gegrond is in 'n gesindheid. Saam met dit wat wil ek sê, ek dink hierdie stelsel van gee is 'n briljante stelsel. Ek bring jou nie onder 'n wet nie, want die Bybel sê elke ou gee soos hy in sy hart voorgenem het om te gee. Maar hierdie ding wat ek nou vir jou gaan wys, is absoluut briljant. Is jy reg hiervoor? In Levitikus 19 praat God met sy volk. En hy gaan nou vir hulle leer hoe hulle met hulle geld moet werk. Nou onthou, Jode het nie geld gekry daai tyd soos ek en jy nie. Hulle rykdom het gelê in graan, in 'n wingerd, in skape, in bokke, hoe dit ook al sy. So as ek hierso praat van geld, onthou hulle het nie met geld gewerk soos ek en jy vandag met geld werk nie. Maar om dit te vergemaklik gaan ek dit moderniseer sodat ons kan verstaan. So God gaan nou hier met die Jode praat oor hulle geldstelsel en wat hy van hulle verwag hulle moet doen. Is jy reg hiervoor? In Levitikus 19:9. En as julle die opbrengs van julle land oes, moet jy die kant van jou land nie heeltemal afoes en die are wat val nie versamel nie. Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie en die trossies van jou wingerd wat val nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die Here, julle God. So van die begin af het God vir sy mense geleer, jy moet altyd dink aan ander mense. So hier is wat God vir sy volk leer en hier's wat ek vir jou wil leer vandag. Jy moet aan jou lewe dink as 'n vierkant en as 'n sirkel. En jy moet leer, volgens hierdie ding wat God nou vir hulle gesê het, moet jy leer om in die sirkel te leef. God het vir hulle gesê, as jy jou land het, mag jy die hoeke nie vir jouself vat nie. 'n Sirkel beslaan 79% van 'n vierkant. Dit beteken dat wat God vir sy mense leer, en ek dink dis 'n goeie ding, as ons so kan begin leef. Ek gaan nou vir jou wys hoekom. Onthou, ek bring jou nie onder 'n Ou Testamentiese wet nie. Ek wys vir jou 'n beginsel. Wat God vir sy volk leer, is dat hulle moet leer om te leef op 79% en 21% moet hulle weggee. Ek het gedink dit gaan stil word. Hoekom? Want hulle geldstelsel word genoem tzedakah, vrygewigheid. Hierdie is vrygewig. Nou, wanneer ons praat van 'n tiende, dan sal ons in Ou Testamentiese terme, dan word daar altyd gepraat van die eersteling. Julle al gehoor van die eersteling? Die Engels praat van the first fruits. Het julle al daarvan gehoor? Nou afhangende van wat dit is wat hulle geoes word daai oes genoem die vroeë oes, die eerste pluk, die eerste sny, die eerste opbrengs. Wat dit beteken, en jy kan my maar gaan opcheck, dat daar is altyd 'n persentasie van 'n oes wat altyd eerste opkom.
Is daar enige boere wat hier was wat net vir my kan sê dat dit so is? Ek weet dit is so, maar net asseblief wys, asseblief moenie skaam wees nie. Okay, daar's mense wat sê ja, dit is so. Daar is 'n gedeelte van 'n oes wat altyd eerste opkom. Daai oes, daai is die eersteling. Nou, in die Hebreëse kultuur word dit genoem the first fruits. But the Bible also teaches us, listen carefully, what is true of the first fruits is true of the entire harvest. In other words, if the first fruits are holy, the entire harvest is holy. Ek bring jou nie onder 'n wet nie. Ek leer vir jou beginsels. Nou, vir die eersteling of die first fruits om heilig te word. Onthou, as die eersteling heilig is die res van die oes heilig. Die eersteling is altyd daai eerste gedeelte van die oes wat opkom, né? So vir 'n eersteling om heilig te word, moes die eersteling verander in wat hulle noem die teruma. En hier is hoe die eersteling of die first fruits die teruma geword het. Die eerste ding wat hulle moes doen, kom ons sê nou maar dis 'n popcornboer. Nie te hardop lag nie asseblief, sorry. Sorry, ek weet ek is nie snaaks. Anyway. So kom ons sê dis 'n popcornboer. En hierdie is die eersteling van sy pitte wat opgekom het. Dan moet hierdie eersteling moet die teruma word. En die manier hoe hy die teruma geword het, is dat hy moes dit in die lug opgehou het. Dit beteken dat wanneer hy gegaan het om hierdie te offer, moes hy dit in die lug opgehou het. Daarom wanneer jy die Bybel lees en gaan doen jou huiswerk, gaan check my op. Wanneer jy die Bybel lees, dan sal jy ander definisies in die Bybel kry, wat byvoorbeeld praat van die beweegoffer of die hefoffer. So wanneer die persoon hierdie eerste vrug kry, dan vat hy hierdie vrug, hy lig dit op en dit word die teruma. Want hy sê, Vader, hier is my eersteling. Maar onthou, dis deel van 'n proses. Nou hier is nou waar mense snaaks begin dink gewoonlik. Onthou my reëls aan die begin. Ek is nie hier om jou te manipuleer nie. Is jy met my? Hier is my eersteling. Die tweede ding wat hy moes doen, hy moes dit sit in die hande van die priester. So, Here, hier is my eersteling. Ek lig dit op as 'n waaioffer. Hier is wat ek vir u gee. Nou vir dit om heilig te word, sit ek dit in die hande van die priester. Dan word dit die teruma. En dit wat vir die priester gegee word, is waarop die priester moet leef. En die priester kan met daai offer doen wat hy wil. Onthou wat ek vir jou gesê het. Ek skimp nie vir geld by jou nie. Want dis wat mense dink. Nee, pastoor wil nou weer, ek het nie jou geld nodig nie. Ek het 'n onuitputbare bron. Het ek baie geld in my rekening? Lord have mercy.
Maar daar's nie een dag in my lewe wat ek ooit vir brood gebeurel het nie. Maar hier's beginsels. My eersteling, Vader, ek gee dit aan U, en God sê, gee dit aan die priester. Nou, onthou dat die priester, en asseblief, sorry, ek weet ek is al klaar oor my tyd, gee my nog net 'n klein rukkie. Onthou asseblief, ek is nie hier om jou te manipuleer nie. Ek wil hê jy moet hierdie beginsel snap. Maar net om dit te vereenvoudig, die priester van die Ou Testament is soos die pastoor van 'n gemeente. Selfde ding. Is jy met my? So net om dit te vereenvoudig, gaan ek moderne name gebruik, sodat jy kan verstaan waarvan ons praat. Is jy met my? Nou hier is die sisteem Tzedakah, hulle manier van gee. Die eersteling is die teruma. Dis maar 1/40ste. Dis baie min. En dan, julle nou reg hiervoor, dan het hulle 3/10. Van julle klaar, omdat jy ietsie moet gee. 3/10. Die eerste 10de is die Maaser Rishon. Dis 1/10 van die bruto inkomste wat oorgebly het na die teruma. Dit gaan na die stoorhuis of die kerk. Dan het hulle die Maaser Sheni, 1/10 van die netto, met ander woorde wat oorgebly het. Raai wat? Dis 'n spaarplan. Dis God wat sê, vat daai geld, spaar hom. En dan het hulle die Maaser Ani. Nou die Maaser Ani is elke 3de jaar, so in ons terme elke 3de maand. Dan vat jy nie die Maaser Sheni nie, maar die Maaser Sheni raak die Maaser Ani en jy gee dit wat jy vir jouself sou gevat het vir iemand anders. So daar word gekyk in hierdie stelsel na die pastoor, na die kerk, na jouself en na armes. Briljant! Ek dink God is slimmer as ons. Kom ek wys vir julle dit werk. Ek is naby aan klaar. So kom ons sê jy kry R1000 'n maand. 1/40ste is die teruma. Nee. 1/40ste dis R25. En onthou, ek sit nou moderne terminologie op, dat jy net kan verstaan hoe hulle gewerk het, nee. Daai gaan na die pastoor toe, so met ander woorde, jy vat jou R25, net om 'n illustrasie te maak. Ek skimp vir niks. Jy sal nie glo die e-mails wat ek kry, en hoe ek by ander mense hoor hoe ek skimp vir geld. Ek het nou die dag getuig van wat die Here vir my en Natalie gedoen het, en die week daarna toe ek 'n offerande opneem, toe vertel iemand vir iemand anders, want hulle het nie die guts om dit vir my te kom sê nie. Hy het net laasweek gesê vir geld hy kry en nou vra hy weer vir geld. Kom sê dit vir my, jou skindermond. Ek is nie bang vir mense nie. Jy vat jou teruma, jou 25 randjies, op R1000, jy sê, Vader, hier is my eersteling. Jy stap na die pastoor toe en jy sê, maak daarmee wat jy wil. En as daai heilig is, dan is die hele oes heilig. So dan vat jy wat oorgebly het, waar nou R975 is, en jy gee 1/10 aan die gemeente.
Onthou, moderne terminologie, sodat jy net die stelsel kan verstaan. Dan bly daar, sorry ek's bad met wiskunde, R877,50 oor. Dan vat jy 10% vir jouself. Dink net bietjie wat jy kan doen met R100 wegsit elke maand. Dan bly daar, onthou, elke derde maand gaan daai R87,75 na iemand anders toe wat dit nodig het. Né? Dan bly daar R789,75 oor. Onthou jy wat ek vir in die begin gesê het? En dit is God se stelsel. Hierdie aspek, kan ek nog 'n paar minute kry? Sorry, ek is nou al 5 minute oor my tyd. Kan ek, asseblief wees eerlik met my. Is dit oukei? Ek wil nou nie julle moet aan die slaap raak nie, want die aircons is alweer af. Sorry. Kyk 'n bietjie, dat dit wat ek vir jou sê, is nie goed wat ek probeer doen om jou te manipuleer nie. Ek gaan dit vir jou uit die Bybel uitwys. Ek weet dis Ou Testamenties, maar dis 'n stelsel wat God ingebring het. Kyk hierso. Nehemia 10:34. En ons, die priesters, die leviete en die volk, het die lot gewerp oor die lewering van hout om dit volgens ons families op vasgestelde tye jaar vir jaar te bring na die huis van ons God om vuur te maak op die altaar van die Here, ons God, soos geskrywe staan in die wet, om die eerstelinge van ons grond en die eerstelinge van allerhande vrugtebome jaar vir jaar in die huis van die Here te bring en om die eersgeborenes van ons seuns en ons van julle worry oor 'n 10% van jou salaris. Hulle moes actually hulle eersgebore kinders ook gegee het. Ons sê, "Sjoe, dis 'n wonderlike ding." Hulle het seker gemaak die gemeente word gevoed deur mense wat kan aangaan om die evangelie te verkondig. Anyway. En om die eersgeborene van ons seuns en ons vee soos geskrywe staan in die wet en die eersgeborenes van ons grootvee en ons kleinvee te bring in die huis van ons God vir die priesters wat diens doen in die huis van ons God. Nie net die kinders nie, onthou nou al die ander goed wat hy daar voor het genoem het, nê? En dat ons die eerstelinge van ons growwe meel en van ons offergawes en van die vrugte van allerlei bome, van mos en olie sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van ons God en die tiendes van ons grond vir die leviete, terwyl hulle, die leviete, die tiendes sou invorder in al ons landboustede. Is nie goed wat ek opmaak nie. Sien jy dit? En ek wil jou uitdaag, gaan toets of wat ek vir jou sê die waarheid is. Gaan doen jou eie huiswerk. Spreuke 3 vers 9. Wat almal van julle ken, maar wat verkeerd geleer word binne in hierdie konteks. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Die eerste oes 41ste. Die Bybel spreek selfs van die aspek van die krag van die teruma wanneer dit kom by Jesus Christus. Dat Jesus Christus as God se teruma voorgestel word. En omdat die teruma heilig is, Werner, dit kan nie wees nie. I'll show you. Romeine 11:16. En as die eersteling heilig is, dan die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook. Gaan lees dit in konteks wat hy daar sê, is omdat Christus as die teruma voor die Vader gewaai is en in die hande van die priester gesit is, omdat die eersteling heilig is.
Ek gaan nou begin gou maak. Lees hierdie skrifte as jy notas neem. Deuteronomium 18 vers 3 tot en met vers 5. Ek gaan nie nou al hierdie goed kan lees nie. Numeri 18 vers 12 tot en met vers 19. Numeri 31 vers 41, het ek het gou soen toe spring. Gaan lees asseblief hierdie goed en dan gaan ek sê weer gaan kyk of wat ek vir jou sê die waarheid is en onthou ek is nie hier om jou te manipuleer nie. Ek is hier om vir jou te leer dat ons moet begin vrygewig word. Numeri 31:41 sê en Moses het aan die priester Eleazar die bydrae gegee wat as offergawe aan die teruma. Skies. Ja, daar sê. Die teruma. Nou is die vraag wat ons moet vra, wat mense vir my sê, Werner, dis Ou Testamenties, jy's 100% reg. Vind ons dit in die Nuwe Testament? Ja, ons doen. Galasiërs 6 vanaf vers 6, wat hy sê, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, wie is dit? Sê weer, julle is huiwerig, nee, want julle weet ek gaan nou julle R25 vat. Nee, dis nie waarvoor ek skimp nie, onthou my beloftes wat ek aan jou gemaak het. Ek leer vir jou beginsels. Laat hom wat in die woord onderwys ontvang meedeel van alle goeie dinge wat aan hom wat onderwys gee. Ag, Jake, jy kan vir my iets aansit. Ek daar's 'n manier dat ek gaan klaar kry nie. Die ding wat ek vir jou probeer leer, my liewe broeder en suster, is dat ons moet vrygewige mense raak. Maar jou vrygewigheid is nie net vir die karwag of vir die internasionale prediker wie jy op TBN sien nie. Wat ons as 'n gemeente moet leer, en hoor vir my mooi, is dat dit is julle werk. Nie myne nie. Ook nie pastoor Leon se nie. Dis julle werk om die koninkryk te befonds. Weet jy hoe weet ek, of hoe kan jy maar weet dat ek jou nie probeer manipuleer nie? Want ek het klaar offerande opgeneem. En ek het dit as prins gedoen. Want baie pastore sou nou na hierdie boodskappe offerande opgeneem. En ek wil vir jou wys, ek is nie hier om jou te manipuleer nie. Maar ons as 'n gemeente gaan op 'n plek moet kom waar ons harte, ons hande en ons beursies moet oopgaan. Hierdie gemeente het 2 pastore. En almal is baie opgewonde oor dit. Is julle nog? Dalk nou nie so oor my nie, but I get it. Maar gelukkig my vrou is lief vir my en is al wat saak maak. Wanneer my kind 1 keer 'n week by die huis kom, want hy het hierdie girl ontmoet wat daar langs hom sit en ek gaan haar nie uitwys nie, maar is daai en daar. En sy het my kind gesteel, maar ek is okay daarmee. Is heeltemal fyn. Maar my kind is 1 keer 'n week lief vir my as hy sy skoon was goed kom haal. Andersins is my vrou lief vir my. Nee, ek speel, dis daarom 2 keer 'n week. Hoor asseblief wat ek vir jou sê. Daar was jare wat ek op die Suidkus was en vir die Here getrou gewerk het en nie salaris kon trek nie. Daar sit ons tesourier, praat ek die waarheid of maak ek stories op? En ek weet dieselfde is vir Leon. Ek het nie jou geld nodig nie, want God het oor 6 jaar elke maand vir my voorsien. En vir Leon. Ons is nie hier om te smeek vir hoër salarisse nie. Maar die punt bly staan, my broeder en suster, julle gaan julle verantwoordelikheid moet begin opneem.
Want ons sit weer aan die einde van 'n maand en daar is weer nie geld om alles te betaal nie. Ek het klaar offerande opgeneem, so ek is nie hier om jou te manipuleer nie. Maar julle gaan moet begin besef, ouens, dat is julle werk om die gemeente te finansier. En vrygewigheid maak vir God saak. En as jy nie wil gee nie, moenie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Ek gaan nie môre kyk wie gegee het nie, want ek het vir 27 jaar wat ek in die bediening is, nog nooit gekyk wie gee en wie gee nie. Ek wil nie. Sodat ek eerlik hier met jou kan praat. En sodat jy kan weet, ek is lief vir jou. En as ons wil hê dat die saad moet aanhou vloei, dan moet ek aanhou saai. Vergeet die bediening in Amerika en in Afrika, hier's een in Shelly. Die bediening in Afrika het nog nie een keer vir jou kom besoek, as jou kind siek is nie. Die ouderlinge en die leiers in hierdie gemeente het. En ek wil jou uitdaag, my broeder en suster, hoor wat ek vir jou sê, ek staan nie as 'n lewende getuie. Dat ek en my vrou en selfs my kinders het al verbaas gestaan. Kan ek een storie vertel, dan is ek klaar? Ons bly in Pretoria. Ek is nog armer as wat ek nou is. My seentjie wat daar waksies, my seun, met daai tyd my seentjie, kom na my toe, hy sê vir my, ja, ons het niks nie. Ons het goedjies om te eet, maar dit is swaar. Hy kom na my toe, hy sê vir my, hy's 'n klein windie, nog sy lewe lank. Hy's erger nou, maar daai tyd, ja. En hy kom so en hy het altyd so gestap as hy my wil kom challenge, jy weet. Hy kom so na my toe gestap, "Hey pa." Ek sê, "Jou." Hy sê, "Ek soek 2-minute noodles." En ek is bietjie af daai dag. En ek sê vir hom, "Seun, gaan sê dit vir God, want ek het nie om vir jou te gee nie." Daai Sondag aand bel 'n ou my. Hy sê vir my, "Is ek by die huis?" Ek sê, "Ja." Ek moet my sonde bely. Ek was nie kerk toe nie want ek was baie mismoedig en kwaad vir die Here en ek het my pastoor gebel en vir hom gejok, vir hom sê ek is siek, maar ek was nie regtig siek nie. Ek wou net nie kerk toe gegaan het nie. Ek was regtig nie op 'n goeie plek daai dag nie. Ou bel my, sê, "Is jy by die huis?" Ek sê, "Ja." Hy sê, "Kan ek gou dan na jou toe kom?" Ek sê, "Ja." Hy sê, "Right, ek staan voor jou hek." Ons het nie koffie om vir hom te gee nie. Ek het nie koffie in my huis nie. Maar nou doen jy mos maar wat jy moet doen. Toe hy instap, "Hallo my vriend, koffie?" En hier binne dink ek asseblief sê nee. En hy sê, nee, ek wil nie koffie hê nie, dankie Here. Hy sê, "Ek het net vir jou iets gebring, die Here het dit op my hart gelê." En ons stap buitekant toe en hy het 'n single cab bakkie, maar een van daai ouens met daai lang bakke agter. Hy's van voor tot agter, van onder tot bo gepak met Woolworths kos. Toe ons dit uitpak, toe haal ek 'n boks uit met 'n maand se voorraad vir 2-minute noodles. Ek sê nou vir jou, en in daai tyd het ek en Natalie bly gee. Hierdie vrou het my koskaste leeg gegee. Dis hoekom ek kwaad was daai dag, want ons het gegee vir mense wat nie het nie. En ek het gesê, Here, hoe werk dit dan nou? Ek sê nou vir jou, ek skimp nie by jou vir geld nie. Jy is nie my voorsiener nie. Jy is nie my God nie. Ek buig nie voor jou nie. Ek buig voor God. Maar God het jou hande nodig om die koninkryk te finansier. En ek wil jou vra, ek hoop jy hoor my hart in hierdie saak. Kan ons nie as 'n gemeente vir die Here begin vra, Here, verander my hart? Ek wil nie jou R25 hê nie, okay? Jy met my. Maar kan ons nie vir die Here sê, Here, maak ons 'n vrygewige gemeente? Kan ons? Okay, ek is klaar, vergewe my, ek het 'n uur lank gepreek, vergewe my.
Wil jy nie dalk met die Here gesels, net vir so 'n paar sekondes. Jy weet wat die Here met jou oor gepraat het, praat jy met die Here. Vader, baie dankie vir u vrygewige hart. Dankie dat u soveel dinge gee wat ons nie verdien nie. En Here, ons het nie 'n manier om u ooit terug te betaal nie en tog hou u net aangee. Here, al wat ek u wil vra is dat u ons asseblief sal help en dat u by my sal begin om my hart regtig te draai na die dinge van die Here toe. En Here, dat die eerste ding op ons lysie nie sal wees waar ons kan gaan uit eet of vakansie hou nie, maar dat dit sal wees die werk van die Here. Help my. En Here, ek preek hierdie goed en ek bid hierdie goed, maar ek bely vandag, Here, aan die einde van 'n maand is dit nie altyd die eerste gedagte by my nie. Vergewe my asseblief daarvoor. En begin by my en help elkeen van ons om 'n vrygewige hart te hê. Nie net vir mense daar buite nie, maar ook vir die werk van die Here hier binne. Here, ek dank u vir wat u vir hierdie gemeente gedoen het tot dusver en ek weet is nog net die begin. Maar ek wil tog vra, Here, dat u sal ingryp ook in hierdie gemeente. Nie in die gemeente se finansies nie, maar in die lidmate se finansies, Here. En dat u elkeen van hulle sal help om wys met geld te werk, om te spaar, om vir arme mense te sorg. Sal jy asseblief vir elkeen van hulle wat nie werk het nie 'n werk voorsien. Sal jy asseblief vir die wie werk as dit nou in u plan en in u wil is verhogings voorsien, want verhogings kom van God af. Maar help ons as gelowiges om hard te werk, om eerbaar te werk, om met integriteit te werk. Al word ons nie verhoog nie, sodat u die eer kan kry in en deur alles wat ons doen. Ek eer u en ek dank u daarvoor in die naam van Jesus, u heilige kind. Amen.